Ja, my linkerkant sit om Dawie Koen. Om Dawie, jy is 23 jaar al op pensioen, né? Ja. Kom Dawie nie 'n bietjie vir almal vertel, net so kortliks waar hom vandaan kom, wie hom is en asseblief. Man, ek het in Johannesburg groot geword en ek het in 1935, ek sou nooit verkeer, die 27ste Desember 35 het ek op die spoorweg begin as 'n arbeider. My salaris was 2,5 pond, dit was omtrent R5 'n maand. Baie geld daai tyd. Baie geld, dit was sommer, ek was sommer 'n ryk man. Ja goed, toe het ek nou by die, as 'n arbeider by die passes gewerk, en van die passes af het ek gewerk vir ons skoonmaker, en van die skoonmaker af het ek in 1937 begin stook, en ek het gestook tot in 1946, ek het daar, ek dink die 7de Desember 1946 het ek 'n drywer geword, en ek het in 1959 het ek 'n spesiale drywer geword, en ek was net voor ek 'n spesiale drywer geword het, was ek op die stoom, en daarvoor het ek op die elektrische afdeling gegaan. Maar dit was nooit dieselfde geweest toe om na elektries toe gaan? Nee. Op die stoom was al die pret van die wêreld. Dit was 'n lewendig geloof. Ja, 'n lewendig, maar daar op die elektrische tyd, dit was dood. Nee, ek is nie gewoond aan dit gewees nie. En Dawie, my 23 jaar van pensioen, jy geniet so ver? O, ja, definitief. Ons kom nou weer terug na jou om daar. Sakkie, hoe gaan dit met hom? Kan ek maar sê, nee, baie goed, baie goed. Jy weet, as ek vandag terugdink, en ek dink so 11 jaar, 13 jaar terug, toe ek hartomleiding gehad het, toe baie mense het seker nie gedink ek vir vanaand hier sit nie. Maar met die Almagtige is nog so moontlik nie. Maar ek wil vir julle vanaand die versekering gee, dat ek elke oomblik van my lewe op die ou spoorweg geniet het. Jy weet, ek het een keer iets goed gelees wat C.J. Langenhoven gesê het. C.J. Langenhoven het gesê dat toe iemand van hom vra of hy die pad sal oorloop, as hy sy lewe kan oorkry of hy dieselfde pad sal oorloop, toe sê hy nee. Toe hulle vra nou hoekom nie, toe gesê het, omdat ek bang was, ek sal die mooi dinge op hierdie pad misloop. Nou, ek dink ons kan sê met vrymoedigheid ja. Want of dit nou swaar kry was, of daar die pad nou bestaan uit ophellings, of dit nou gelyktes gewees het, en of dit nou afhellings gewees het, ons het elke dag terdee geniet, dit is so. Of was dit harde werk? Al as dit ware harde werk, maar ek wil by sê, dit was nie werk vir 'n lafaard nie hoor. Nee, dis pragtig. Nee. En die hoed om, Sakkie, ek voel nou so... Ja, ek gaan jou nou die storie vertel. Kyk, dit is so, wie van julle het verwele Bob Harris geken? Ja. Jonge ken. 'n Swart kerel gewees, né? Ongetwyfeld, jy weet, beste Indian man wat ek ooit in my lewe voor. Ek sou nie sê gestook het nie, weet, maar hy het geweet hoe om dissipline toe te pas. En toe gebeur dit so dat om Bob se stoker Jeff van der Heever nou skool toe gaan. Nou hulle het my eintlik gevang, Bob en Jeff. Toe ek nou 'n cleaner was in Ceres, toe raak Jeff van der Heever weg daar in Ceres. En hulle vat my. En jy weet, daai dinge het jy weg, daai het jy weggekom met moord. En op die ouend, toe ons nou daar weg is, toe kom Jeff nou op die laaste oomblik daar aan en hy spring in die van. En dit is nou een van die dae dat ons nou die pad nou kry en ek is maar 'n cleaner en ek sukkel, maar ek het seker so 'n bietjie indruk op hom Bob gemaak. En op Koster toe kom vat ek oor, hier staan toe 'n trein, toe Jeff nou voor hom toe en ek kom vat oor en ek is terug Ceres toe, verniet gestoot. Daar was nie 'n sent nie, want die lot word nou geskwat. Maar toe Jeff na skool toe gaan, toe hoor ek hier maak iemand my wakker in die ruskamer, toe sit hom Bob. En hy sê, hoorie, my stoker gaan skool toe. Hy sê, kyk, as jy in die loko kom hoor, kyk wat werk jy. En dan kom daar en ek kyk so, ek het vir Gerritsen gestook, ook maar geluk, want 14 dae daarna was hy in die stoker altyd dood. En ek kyk en ek sien ja, ek is saam met hom Bob. En ek het so 14 dae vir hom Bob gestook, maar hy was 'n smart kerel, en hy het altyd 'n beter die hoed gedra. Dan ek het met die swart cap gehad, en as jy nou vies kom maak, dan vang jy met die swart cap so af, en jy vang hom maar so, jy weet, 4 eyster, gooi hom maar op. En Bob sê, jy weet, daar's een ding wat ek nie van jou kan vat nie. Ons sal baie goed saamwerk met daai cap. Hy sê, ek het nog nooit in my lewe caps gedra. Hy sê, wil jy nie maar besluit oor 'n hoed nie? Toe sê ek, nee, maar is goed. Ek het my beter die hoed gekoop, en die derde trip wat ons ry, toe by my beter die hoed weg. Maar in alle geval, die volgende stasie is om Bob af.
En hy bel en hy sê, hulle moet vir die voorman sê. Maar nou kom ek nou die volgende aand hier op diens. Nou het ek nie 'n cap nie, nou het ek niks. Ek het toe daai tyd nog 'n mooi bos hare gehad. Jy weet. Maar ek sien nie, dit was 'n battery voor 15 shillings. Maar ek sien nie kans om weer 'n battery voor te gaan koop nou vir 15 shillings nie, man. Ek ry nou maar liewer dat die man lyk my nie met die cap nie. Ek ry nou maar sommer die hoed. En toe ek boens weer hardloop, toe sien ek hier 'n rooi vlag. En ek sien hier staat hy met die groen battery hoed en hy waai vir my met die battery hoed, jy weet, hè. Ja, nee, ek sê waarom, jy moet stop, laat ek my hoed kry, jy weet. Ja. Nou daarvan af het ek hoed gedra en ek dra vandag nog 'n hoed. Maar Sakkie, jy haal hom dan af as jy kerk toe gaan? Ja, en as ek iemand groet. Hoe hou jy die hoed op? Iemand wat ek jy moet 'n bles geleer ken. Ja, ek het nie skaam gehad. Om Gert van Skalkwyk, vertel ons 'n bietjie. Ek het Gert van Skalkwyk, maar kyk, ek het 'n lekker daar op die spore gehad. Kyk, moenie 'n fout maak. Vertel hulle nie. Ek het 'n Kroonstad begin Watter jaar was dit geweest? 1953. En daar heb ik die probleme en Jefferson het die stokers. En toen zei die locovoerman Plets. Weet jy of hy nog ooit lewe nie, maar Was Plets die locovoerman se naam? hy was die locovoerman. Maar toen zei hy, kyk ou seun, jy ry vanaand. Ek sê vanaand. Ek sê ja, hy sê jy ry vanaand. Hy sê en ek wil weet. Berggoedkaartjie, treinkaartjie en al jou bagasie. Hoeveel klere het jy? Ek sê nie, maar ek bly in die hostel. Hy sê nie, het jy nie bagasie nie. Jy het net 'n tas en jy gaan Germiston toe. Van Germiston af? Wag, nou kom ek op Kroonstad. En Germiston staan doodstil, pa, hy staan doodstil. Baie krams. Maar hy trein kom van Johannes, van Kaapstad af en van Bloemendaal af. Maar hoorie, dis gitare en konsertina. En nou daar is nie vir my plek bespreek. Dan loop ek aan die karkie so goed, ek sê, hoor jy my maat, ek soek plek Germiston toe. Hy sê, jy ook 'n stoker? Ek sê ja. Hy sê, ek klim in daar waar die geraas is. Yes. Nou, dis Jan Sadi, dis de Tooi, ja, dis 'n klomp Kaapenaars in daai trein. Maar hoor jy, hulle die trein oorgeneem. Maar hoor jy, daar's nie meer drank nie, hoor. Nie brandewyn nie, dis wyn. Maar daar's niks. Die leë bottels, 'n boks hardloop by die gang op en af. En nou pa, hy sê, klim daar. Nou klim ek. Baie kraps. Nou ek dol nou, ek gaan nou 'n bietjie slaap. Nee, maar nou hierdie Kaapenaars, pa, hallo musiek. Nou vra hulle vir my eers, wie is jy? Ek sê ek is Gert van Skalkwyk. Man, so 19 jaar oud. Ja. Ja, maar oupa, hierdie pelle van my oupa. Yes, ja, as dik gedrink van die wyn, al hulle wyn ook al uitgesy. Right, ek is in die trein en ek het maar join die party. Nou, stop is daar koppies. Nou, koppies het al die jare nooit die reg gehad in die Vrystaat vir 'n dranklisensie. Maar nou, daai ou wat op die stasie kafee het, hy verkoop bier goed skelm. Soms onwettig. So onwettig. Right. Maar ons koop soms sy koffie leeg op. Al die bier wat hy daar het, wat hy net bier. En ons gooi, en ons hou party. Maar toe nou daar by enige in hardloop. Toe die manne nou stil en daar's ook nie musiek nie. Nou slaap die mense. Baie krap. De klub is op Germiston. Nou moet hulle die trein hou vas. En hy staan op platform 6 en dit waar die springstreine inkom. Nou sukkel hulle om ons dronk ouens uit te kry in die trein. Maar oupa, nou gryp ons sommer maar al die trollies en kerretjies en ons laai ons
tools, ons bagasie en goed. En nou sak ons die af daar na die Power Sour te huis toe. Dis die spoorreg hostel. Maar hy het ons so kyk gee. Hy sê, ek vat nie een van julle hier. Get out! Ga soek weer aan die Lucies. Right. Nou weet nie wat jy loco nie. Nou sak, maar ons kry nou nader aan die pad loco. En Sour. Hy was die sameroeper van die cleaners en goed. Nou sê ons waarom nie, ons wil nou treinkaartjies hê. Ja. Ek wil Kroonstad toe teruggaan en daai wil Kaapstad en daai wil Soutrivier. Maar ou pa, hy sê, hy kon 'n hele ry. Jy ry nou, jy ry net nou, jy ry soontoe. Die ou wat die nigsterste ry eerste. Ja. Maar baie krant nou is ons daarin. Maar al sê toe nog hierdie ou pa. Kyk, jy gee vir hierdie mense blyplek. Klaar. Yes. Nou is ons daar die hostele. Maar ou pa, dan gooi ons daar so in so ontvangskamer met 'n klavier en dan begin ons klavier speel. Ons kan nie 'n klavier speel nie. Eerste keer in jou lewe jy klavier sien. Ja, dis die eerste keer wat ek nee, wil ek het seker vir ou pa. Was dit daarin. Dat was 'n belewenis. Ja, maar Gert. Wanneer later het jy nou drywer geword? Man, nee, ek het eers op elektrik drywer geword. Jy belek, maar ek bedoel. Ja, ek wou nie elektrik toe. Jy wou nie. Nee, ek het Pieter. Dis Pieter Beer, jy sal net hom op die beer kry. Ja. Ons was die tweede laaste klas wat oorgeskakel het elektrik. Maar toe sê hulle vir my van Dyksdrift. Daar vir my vrou moet koeie melk terwyl ek werk. Of in Pagani waar jy die tol ry, en jy moet jou gesig met handdoeke toedraai. Toe sê ek nie, ek sal maar elektrik. Toe sê ek nie, ek sal maar elektrik. Toe gaan elektrik. Ja, toe skakel ons wag. En nou kan ek die vorige spreker sakkie. Dieselfde môre wat ons by Van Rensburg. Ek het Pietale ingeklok het. Toe val die Koubroek myn in. En toe sakkie hulle, want hulle was daai ouens wat nooit 'n drywer kon word. Nee, hulle was 15 en 17 as ek reg sakkie. 6 jaar op sakkie. Nee, sakkie hulle was lank. Toe het hulle by Greef ingeklok, daai selfe môre. Toe het Greef hulle klas gevat. Okay, maar waar besluit jy toe om drywer te word? Daar waar hulle die koeie melk of daar waar Nee, kyk ek het al besluit ek gaan 'n drywer word toe ek Bloemenlyn toe gegaan het. En toe uiteindelik toe jy graad gekry waar? 'n Vitas. Ja man, dis die hoogste naam. Dis die belangrik. Okay. Het jy geweet van die senior klerke, drywers, kaartjieondersoekers, inspekteur wat ooit het almal van die plase daar wou sakkie vandaan kom. Hulle het swart drug en zeres gekom en all over. En daar was nie blyplek nie, daar was nie hostels nie. Bramny net 'n laagte hostel gehad. Kan jy onthou waar die naam Vitas vandaan gekom het? Nee my oom, Vitas het ek geërf. Ek het hom geërf. En hoe Gert, waar het jy toe nou afgetrek? Vitas. Vitas af. Daar sê hy. Gaan nou weer 'n bietjie by jou gesels. Ja, ek mag hy hoor. Ek weet nie. Pieter Beer, jy voel eintlik so 'n bietjie jonger as hierdie klomp. Ja, nee, ek voel jonger en daai ou wil nie weer 'n kans gee nie want hy praat dan regtig te veel. Vertel ons 'n bietjie van jouself. Maar ek is in Rustenburg gebore, eintlik Kommissiedrift. En ek het eintlik in die Vrystaat groot geword, Lindley, waar my mense is. En ek het in 1955 weer teruggekom Transvaal toe en ek het kom werk en ek het op Braamfontein beginne. Dis 58 in Braamfontein beginne en ek is 92 daar op pensioen. En ek wil soos om sakkie sê, jy weet 'n treindrywer en dan baie ops en afs. Jy kan hom regtig waar nie sonder die genade van die Here lewe. So, jy moet hom ken.
So, in jou weer. dis so. Nou, maar dan moet julle lijkspreker sit, want ek praat daar. Okay, Piet, gaan nou. En jy toe nou afgetree, wanneer Piet? 1992. 92. En sover geniet jy nog die pensioen? Ja, nee, ek is my vrou se slaaf daar aan die kant. En sy is myne. Piet, ons gaan nou weer so 'n bietjie met jou gesels. Piet Bossie, maar jy daar nog nie 'n pensionaris op hierdie stadium nie. Is ek hoor 1935 gebore. Ek is 45 in die oorlog gebore, die Tweede Wêreldoorlog. Toe was my pa 5 jaar al daar in Egipte gewees. Toe is ek gebore. Ek hoop maar hy het 'n vakansie gehad toe ek gebore was. Ek is gebore Januarie en in Augustus is die oorlog mos verby. Wie my man. Ja, nee, so Augustus oom. So Augustus, ja. Ons kan nie aan. So my pa was seker vir 'n vakansie gewees so 8 maande voor dit. Dis was 9 maande oom. 9 maande, ja. En toe ek begin op die voetplaat 1961 en 72 college toe vir drywer. En toe ek in 82 is ek toe Esland Park toe vir senior instrukteur. En van daar af is ek toe hoofkantoor toe en ek is nou nog by hoofkantoor. En Koos van Wyngaard, Jy ry saam met my stoom en jy nog. Ja, staan hy. Koos van Wyngaard, jy dan nou al so rukkie die spoorwegstof amper van jou afgeskiet. Jy is nooit amper van my afgeskit, ja. nooit nie. Wil jy nie vir ons 'n bietjie vertel van jouself nie? Ek kan jou van myself vertel. Ek is 'n produk van Arlington. Reiskos. Om 'n verpligting afgelos. Okay, kan hulle aangaan dan spaar jy hulle met die onderhoud. Ja, maar waar lag jy nou? Okay. Arlington is aan die Vrystaat, né? Ja, elke ding in die Vrystaat kan ek jou vertel. Eerste ding is, ek is 'n produk uit Arlington. Ken julle die pragtige plek, die hoofstad van die Vrystaat? Nee, julle ken hom nie. Die Vrystaat, Arlington is 'n pragtige plek. Sy brandweer het nou 100% groter geword. Maar kom ek vertel julle nou 'n ding, my pa het ons daar groot gemaak. My pa was 'n porter. Ken julle 'n porter? Ja. Wat het hy gedoen? Hey, hierdie pakkies gelaai. Is dit so? My pa het spesiale graad gehad, hy kon 'n vol trolley gespin het. Ja, lag julle daaroor? Ja, dis die spanne. Julle vat my... Okay. En intussen toe moet ek die drywers se kinders se broeke dra wat gepatch word. Is dit nie sommer te lag? Dit is nie. Ek het dit verskriklik waardeer. Maar toe sê ek vir myself, ek dink ek wil 'n treindrywer word, nê. Kyk jou oulik is ek, hè. Ek gaan 'n treindrywer word, dan gaan ek my bepaalde probleem so veroorsaak dat ander ouens my kinders se patchbroeke dra. Ja. Maar dis nie wat dit geëindig het nie. Daar was ook nie geld vir purgasie gewees nie. Nee. Absoluut nie. Ons kon nie kaste oor die bekostig nie. Dat my ma ons op die pot gesit, dan vertel my pa ons spookstorie stond ons kak. Ja. Ek beskou dit nie as 'n grap nie. Ek weet jy Kan jy vir ons so 'n interessante gedeeltjie dalk vertel van die ou stoom daar? Ja, jy weet. Ek het vanaand vir Koos gesê, ek dink dat dit hoogtyd geword dat iemand begin 'n boek moet skryf oor die lief en die leed van 'n voetplaatman se lewe. Toe Koos vir my gesê, hy het besig. En ek hoop dat die Almagtige spaar my dat ek eendag daardie boek kan lees. Of dat ek miskien vir hom kan help om iets by te voeg. Maar nou moet ek vir jou so 'n grappie vertel. Ek is so 'n jong stokertjie, nie stoker nie, nog 'n cleaner. Daar in Ceres. Nou ja, jy doen nou maar die afloswerk. En ons kom nou met die pick-up op van Ceres af, Braamfontein toe. En ons ry nou weer die pick-up terug.
Nou het iemand van my gesê dat ek sal dit seker beleef het, ek gesê nee, ek gaan maar afboek siek of ek gaan iets doen. En dat het nou maar, laat ons maar sê, hel gegaan daar vanaf, want jy moet maar die vloeke vat, en jy moet maar alles vat. Maar, hulle vat nie in die graaf om vir jou te wys hoe word het gestoop nie. Maar in alle geval, ek heb Braamfontein gehaal en ek is terug, en toen ons daar afsak na Orient toe. Toe ek so na die oorweg toe kyk ek so en ek sien maar hier loop 'n vers of 'n koei, 'n bees, ek weet nie wat nie. Hier loop sy so langs die spoor. Ek skreeu vir hom. Ek sê hier's 'n koei langs die spoor. En hy wil die briek so vat, hy sê is te laat. En die koei staan so met die kop so na die spoor se kant toe nie. Maar ek sien wat sy maak so 'n somersault. Ja, wel ons stop toe, ons kry die baanmeester, ons het die baanmeester hier nou goed maak, dink jy dalk 'n stukkie vleis kry, jy weet. En hy stoot daar weg. En hy sê, hy het 'n goeie job gemaak daarvan. Hy sê, was net die kop wat hy gekry het. Maar dat was omtrent so 5-6 dae na die tyd. Kom ek die môre daar, wel ek is nou af, die ander stoker is nou terug. En hier kom die drywer en hy sê vir my, kom eens op, ek kom daar. Hy sê, tot ons het genoem met Hepel gekry. Ek sê, ja. Nou al wat hy lees, is koei, noodlottig beseer, traject, Talton, Magaliesburg. Is daar beskermingsplate? Dis al wat hulle wil weet. En hy sê vir my, nou skryf nou wat ek nou vir jou sê. Ek sê, reg my oom, reg, ek wil skryf. Hy sê, daar is beskermingsplate, daar is waarskuwingsborde aangebring, daar is beskermingsborde aangebring, maar seker kon die koei nie lees nie. Daai volgende dag wie lê voor my roep, hy sê, vat jou sarkasme en druk dit in waar jy wil, hoor. Ek sê nou vir. Goed, jy moet iets gesê, want dit nou die bou gewees was, die koei gewees. Ek wil jou 'n storie vertel toe ek vir 'n treindrywer gestook het wat nie Engels kon, Afrikaans kon lees nie. Hy sjant ons hier by Ruimtemerk op en af by die stasie. En hy het 'n pragtige dame, ek het van haar ook gehou. Nee, dit is dan nie lelik nie. En sy skryf vir hom 'n briefie. En ek is baie nuuskierig. Nou kom die swart dame aangehardloop in die briefie, nou haal ek die briefie, want ek is onderdanig aan die drywer. Ek is onderdanig aan die drywer, en dan gee ek vir oom, hier is die briefie. Maar hy kan nie Afrikaans gelees het nie. Dan gee hy vir my die briefie, dan moet ek die briefie lees en druk in my ore toe. Dan lees ek die briefie vir hom. Vertel sy vir hom, jou lief is hy vir hom, maar my ore moet toegedruk word. Ek mag nie hoor wat sê hy nie. Jy het nou eendag vir my 'n bietjie vertel van oom Ben Schoeman met die ys en die lijk storie. Ja, daar in Suidwes. Ja, nee, dit was in Suidwes. Toe hy nou daai tyd in Suidwes het hulle nie 'n wit trein gehad nie, maar dit was baie naby aan 'n wit trein. Nou ry oom Ben Schoeman nou daar in die trein met sy adjudante en sy ou klomp trawante. Maar al die drank is mos nou warm van daai Suidwes son. Nou sit die ou maar daai Suidwes is mos informeel geweest daai tyd omgeer. Baie informeel. Die ou konnekteer, hy loop ook sommer deur die trein en hy kyk na alles en hy praat met almal. Ja. Nou kom hy daar, nou sê hy my, dis mos oom Ben Schoeman hierdie. En hy sê, oom, lyk my julle drankies is warm. Hy sê, ja, waar kry jy nou ys in Suidwes? Hy sê, oom, ek gaan haal vir jou. Nou is hy daar weg. En hy gaan haal vir my so 'n lekker bakkie ys. Yes, en hulle geniet die drankie, nou konnekteer, drink saam, en hy dryl tablette, en hy gee reg weg, en dan drink hy. En so die 4de Jy tablette, jy staafsgaar. Lekker, ja, en hy geniet dit. En die 4de bakkie ys, nou sê hy konnekteer ook mooi getrek, nou sê hy, minister oom Ben Schoeman, hy sê, ons wil nou op 'n ys gaan haal. Hy sê, hoekom? Hy sê, as hy lyk nou nog verder ys uit is, hy sê, ja, daai dit. Ja, maar die lyk nou ons op blokkies ys gesit. Maar dit al die tyd nou die ys wat. Ja, maar hulle pak was die lekker ys daai tyd. Maar oom Sakkie, nou sulke instrukteur hier in Slimpark, oom.
Nou, hoofkelner, jy leer mos nou daar by Esland Park mos, onthou hom vir die polisie, Ja. drywers, alles leer jy daar, nou leer hulle. Babatjie te vang. Alles. Ja, dat is hoe jy daar zijn wedstrijd. Ja, Ja. nee, maar hier is nou Esland Park. Ja, nee, maar by Esland Park, jy leer ons nou vir al die traject. Nou hierdie hoofkelners Ja. ook, hulle doen mos nou al hulle appie-ship daar in Esland Park. Nou kry hierdie hoofkelner uiteindelik 6 maande na sy verjaarsdag en goed, nou kry hy sy sertifikaat, hy's 'n hoofkelner. Nou klim hy op die Transitaal hier van Johannesburg af Durban toe. Maar hy is so opgewonde, hy kan nie slaap nie. Nou het hy die sertifikate sien sy baadjie sak, maar hy is nie opgevou nie. Hy lê so regop in slaap. Ja. En 4:30 môre en loop hier die ouens mos met daai klokkies aan. Ja, ding as mos 'n koffie. Ja, dat is een koffie. En hy vlieg op en hy trek, maak sy das reg en hy trek, kam sy hare en hy borstel sy tande. En toe die hoofkelner verbykom toe sy uit en hy sê vir hom, meneer, gee vir my daai skinkbord. Jy sê vir hom, nee, magtig man, wat wil jy met die skinkbord doen? Wie's jy? En hy haal sy sertifikaat uit en sê, ek is ook 'n hoofkelner, net soos jy. En die ou dog, ag man, die man is nou rou en opgewonde. Ja. Laat ek hom 'n bietjie blootstelling gee. Hy sê, wil jy 'n bietjie koffie bedien? Hy sê, asseblief, hy sê, ek is 'n hoofkelner soos jy. Hy sê, goed, vat hierdie skinkbord koffie. En dan loop hy in die tweede ryter toe hy so in die deur krap. Hy krap maar so in die deur. Ja. Krrrt, toe die deur Tik, oopmaak. ja. Ja, toe is daai jong meisie en sy trek al nagklere so oor haar kop uit en jy sien die Ja, borste. nee, die kinderhandjies. Hoor, die kinderhandjies. Lyk of hulle vir sweets vra. Ja, lyk of hulle vir sweets vra. En hierdie hoofkelner, die ou hoofkelner, hy sê, ekskuus meneer, en hy maak die deur toe. En die jongen sê, as jy simpel, maak oop, het jy nie daai kinderhandjies gesien nie? Hy sê, my ou broer, as ek nog gesê het, ekskuus my juffrou, dan sê my gerapporteer, nou dink sy ek is half blind, dus hy sê, meneer, hy sê, nou is dit takvol, hy sê, ja, hy sê, ok, ek verstaan. Nou sê hy van vat die skinkbord, jy verstaan nou van takvol. Nou gaan sit hy in die sitkamer, nou drink jy 'n koppie koffie en nou rook 'n Lexington en kyk jy so in die gang af. Waar is hierdie appie hoofkelner nou en rook hy? Naderhand raak hy nou bekommerd, want die man kom nie terug nie. Nou trek hy in die gang af, volgende oomblik kom die man af, hy sleep die skinkbord so op die grond. Maar sy oog is blou, sy neus bloei, sy das sit so agter sy rug, sy hemp is geskeur. Hy sê vir my, donder man, jy het gesê jy moet takvol wees, hy sê, hy takvol vir jou is 'n klomp stront. Hy sê, hoekom? Hy sê, ek loop en ek bedien en dit gaan goed. En ek kom by die laaste kompartement en die staan op just married. En ek krap in die deur en ek maak oop en hier is die ou besig om die huweliksformulier te bevestig. En ek loop na hom toe en ek sê, meneer, wil jy jou broer koffie? Hier, as jy hoor hy breek gaan aan, met 'n paar siester weer as fout. Hierdie kyk by tweede reg. Maar ons is op hierdie vereniging lokale. Nou die vereniging platforms daai kant om, dit is soos ons sê lolly kant om. Spiet en sak kan jy vertel, daar was die platforms nie. Maar 'n paar nou sak ons hier vereniging toe. En ons stop daar so by Leeuhof. En nou pa, hier is 'n auntie, sy het een van daai rokkies aan wat haar enkels boeie. Maar nou daar's 'n platform. Nou vang sy die handrails en nou probeer sy daai voet af so. Wat? Dan trek sy daai rokkie so bietjie hoor, dan probeer sy weer die voetjie af. Dan probeer sy die voetjie af. Maar dan weet ek het nou 'n mislike drywer. Maar ek sê vir hom, Koos, moenie ry nie, maar kom kyk. Ek sê, wat bedoel jy? Ek sê hom, Koos, kom kyk. Nou vang hy vletjie, want kyk outomaties. Op die stoomengine, as jy regwerk, kry blaas jy vletjie en jy ry. Ja. En nou pa, ek sê hom, Koos, kom kyk, maar moenie ry nie. Maar hy staan op, nou kom hy na my kant toe, en die mense klim op my kant uit. En ek vang hy vletjie. Maar ek het nie goed belag, maar ek vang hy vletjie. Ag God, want hy vang hy rokkie sommer tot die bokant daar broekie. Nou pa, toe klim ek klouter, sy laat sy kom, wat sy maar had hy nog 'n trekkie nie. Maar Chris, ek hoor so 'n paar maande terug dat julle so
vakature vir 'n sekretaresse gehad. Toe Louis Mosou die onderhoude gehad. Wie? Louis. Louis, hy vertel my die staal. Louis? Dag daar by Kariba, hy sê vir my ou Piet. Op Kariba? Ja, hy sê kom 'n deftige dame in. Hy sê sy tik 150 woorde sonder spelfoute. Hy sê deftig, intelligent. Shorthand. Oom. Hy sê sy skryf dit verskriklik. Ja. Hy sê hy is so beïndruk met daai kan sy lag nie hou nie en hy sê vir haar dametjie, as ons nou oor geld praat met jou, wat praat jy nou van? Sy sê vir hom 1500 'n maand. En nou Louis weet mos hoe as jy vol nonsens oor geld en hy vlieg op, hy sê 1500 met plesier. Sy sê nee meneer, met plesier is dit 5000 'n maand. Jy weet, ek wil graag vir julle hierdie storie vertel. Dit het hier in die 70's gebeure. Na aanleiding van 'n berig in die koerant toe die renoster daar in die Vrystaatse vlaktes, die mense daar so paniek besaai het dat hulle ingehardloop het, die kar beskadig het en so aan. En na aanleiding van die kar wat hy toe ingehardloop het die drywers wat nou daar in die omtrek sit, sommige sê, jong, kyk, 'n renoster kan seker so 40 myl/uur hardloop. En 'n ander een sê, jong, daai olifant met daai 4 ton lyf, hy hardloop so 30 km/h. Maar hier sit een oliedeman in Kanada. Hy sê die Suid-Afrikaanse jaguar is bepaald die vinnigste dier op aarde. Hy hardloop so 75. Maar daar in die hoek sit 'n kollega van ons. Op daardie stadium was die ou seker die enigste geleerde op Braamfontein. Maar hy het net een ou probleempie gehad. Jy kon niks beter as hy doen nie. En jy kon ook niks vinniger laat as wat hy kan nie. En hy skreeu so uit. Die Suid-Afrikaanse rooi kollaas is die vinnigste. Die nou sê, ag man, bly stil. Hy sê, hy kom toe staan toe op en hy stamp so in die ou. Hy sê, wil jy sê ek is 'n leienaar? Hoor my eers aan voordat jy sê ek lieg. Hy sê, ek stap daar in die veld met 'n saloon en daar spring toe een van hierdie Suid-Afrikaanse rooi kollaas op. Hy sê, en ek lê aan en ek skiet. Maar die haas is weg en ek is toe van mening ek het hom misgeskiet. Hy sê, toe ek so opstap, huis se kant toe. Toe sien ek maar daar aan die lande staan so 'n stoffie op. Net soos 'n warrelwindjie wat hom so wil skoot. Hy sê, maar ek het 'n verkyker by my gehad en ek sit hom so aan my oë. Hy sê, wie julle wat is my grootste ontsteltenis? Nog altyd daai Suid-Afrikaanse rooi kollaas. Tap nat van die sweet, hy's nog besig om vir hy koel weg te hou. Maar ek gaan Breiten toe een aand. Maar toe ek daar op in Braamfontein kom aan te teken, toe te kyk, sommer 'n jong stokertjie saam met my, het my stoker getrek vir 'n ander weg, hy bly naby die spoor. Maar nou, ons ry toe maar Bethal toe en ons kom terug, dan kom ons met 'n bederfbare trein, kom ons terug. Ja, jy staan met vir die passasierstrein, verder moet jy ry. Maar en daar is 'n plek van die naam van Endicott, daar naby Springs. Maar as jy daar by Endicott nou ry, as jy nou by Endicott nou verby hardloop, daar klop jy tot binne in Springs omtrent, voor jy begin stoom. Ja, die ouetjie is nou baie jong. Ek kan nou nie 'n kans vat nie, want as ek nou moet stop hier, dan gaan hy definitief moet stook hier vanaand tot binne in Springs. En ek wil dit nie, maar die ouetjie is nou al toegedaan, jy weet. Man, maar terwyl ons so aankom met die koplig so op die voorman gooi, toe sien ek hier kom 'n klomp donkies wat oorkom. Man, en die voorman klim af en hy vat tippe en hy gooi die donkies en dan loop weer weg. Maar een donkie kom nader, hy sê, my oom, daai donkie kom nader. Ek sê, man, vergeet die donkie. Jy moet net hierdie tablet van. Dis al wat ons wil hê, die tablet. Ek sê, daar gooi nou alweer, daar loop die donkie nou alweer terug. Hy sê, oom, lyk dit my so en hy lyk my, hy kom nader. Ek sê, nee man, die donkie loop terug. Man, maar ek sê, onthou daai tablet, jy moenie, daai tablet moet jy nie mispak nie. Nee, hy sê, goed oom. En toe ons hier by die voorman kom, toe voel ek wel, ons vang die donkie.
Maar hy skep die tablet, hy sê, oom, ek het hom. Ek sê, nee, dit is baie goed. Hy sê, oom, wat is van hy donkie geword? Ek sê, hy loop daar in die veld af. Ons kom daar op Springs. En toe ek stil het, toe sê af, hy kom terug, hy sê, oom, jy het vir my gelieg. Hier is 'n stuk van die donkie. Nou dink ek so ek daar in Braamfontein gewerk het. Nou vertel ou Gert my. Hy was ons spanbestuurder vir Braamfontein Rugby Club. Nou so 5, 6, 7 jaar terug was Engels en Transvaal 'n tweede taal, nie was 'n vreemde taal. Nou so Gert spanbestuurder, maar nou pas hy hierdie klomp 15 rugby spelers hier Natal toe. Ons Braamfontein se Pantoes. Fitas. Ja, Pantoes. Hy pas hulle op soos goud. Ja. Maar toe hulle nou in die hotelkamer kom, maak hy seker elkeen is in sy eie kamer. Almal is nou reg. Sonder 'n vrou. Hulle is nou reg. Daar's die probleem. Nee, ek vra man. En hier kom ou Henny Syfer, is mos so groot voorspeler ou Stit. Hier kom ou Henny aan en hy sê Gert, loop saam met my asseblief. En ou Gert sê nou hoekom? Hy sê nee, ek het my seep vergeet. En hierdie ou hotel seepies is mos sulke ou klein goedjies. Ag, hier ou Henny vergeet daai seep. Onder sy armhare is hy stop. Sy borshare, hy sal daai stukkie seep verloor. Nou sê hy, Gertjie, loop saam met my, ek gaan seep koop. Nou loop ou Gert maar saam. Nou kom hulle by die apteek. Nou sê hy vir die meisie agter die toonbank, I want soap. Nou sê sy, do you want it scented? Hy sê nee, I'll sommer take it now. Hoorie, Oom Sakkie, ons het nou baie dinge gehoor dat op die lokomotief het julle met die graaf nie net gestook nie. Ons hoor julle het ook sommer kos gemaak met hom. Baie. Dis eintlik al kookgereedskap of bakgereedskap wat jy gehad het, is die graaf. Dit is al. Ek sien jy het vanaand hier 'n graaf, gaan jy vir ons 'n stukkie wors gaan Ons maak? gaan hom definitief. Maar kom ons kyk dan as jy vir ons 'n stukkie wors daar op die graaf gooi. Ons gaan hom definitief probeer, ja. En dan julle Ek wil net vir julle vertel. Kyk hom, daar weet nie altyd so lekker gelag nie, hoor. Kyk hierdie kannetjie wat hier staan. Hy moet nou eintlik nie onder gewees het nie. Nou dit was eintlik so 'n ding wat ons die water gekook het. Maar as ek vir hom daardie koffie gemaak het, of vir hom daardie wou tee gemaak het en dan koffie gemaak het, want hy het moer koffie nooit gedrink. Nooit. Nou hier is jou billikannetjie. Nou was jy nou, in die ou dae was dit nou moer koffie geweest en jy nou daar ingegooi. En jy het nou die kookwater ingegooi en hoe maak jy nou? Dat hy moet sak. Jy het ons so 'n paar draaie so voor. Jy het ons so 'n paar draaie gegee. Dat sak hy nog nie. Hy smelt net die suiker. So as jy hom so gedraai het, Ja, so. dan sak die moer nou af. Nee, hy sak nie. Hy sak nie. Hy sak nie, hy bly bo. Nou wat ons nou vat is die lidlifter. Nou 'n lidlifter is 'n ding wat die drywer gebruik het om die bokse se dakkeltjie op te lig om hulle te olie. Dan jy hom nou mooi skoon gemaak en dan vat jy hom, jy druk hom in die vuurkas. Glo my, jy gaan my nie glo nie. Totdat hy rooi warm geword het en dan vat jy hom, jy druk hom binne in daai koffie. En as jy gesê tjur, dan sien jy daar gaan al die moer af 100 keer. Dan sak jy net so. Net so. Gaan jy nou vir ons 'n stukkie wors gaan Ja, maak ons wil 'n stukkie wors gaan maak. Ek bedoel ons het 'n drink dingetjie, maar ons het nie eet dingetjie op hierdie stadium nie. Nou hoe het julle die graaf skoon gekry gewoonlik? Met die spruitpyp. Maak hom skoon. Spruitpyp. Spruitpyp. Jy weet, daai spruitpyp is al kookwater, jy weet. Jy het net nodig om so te vat en daai spruitpyp oor hom te sit. Nou hierdie graaf, hy kan praat van werk in sy lewe. Ja, jy Hy het kan gewerk. Ja, definitief. Hierdie graaf het gewerk, daar nou weer 'n gat wat jy op die shovelplate en hier gaan jy op. So wat jy op die shovelplate deurgeskakel. Deurgeskakel. Nou wat ons daai gedoen het, grawe was, dit was nog eintlik jou heiligdom. Dat het ons nog met daai gaatjies laat doen. Ja. Want as jy 'n lesser graaf gehad het, dan was dit jou heiligdom. Ja, nee. Ja, dat was jou heiligdom. Ja, hy was 'n graaf. Nou, al wat ons doen, ons sit hom daar. Wat we nou zeggen, maar nog net keer, laat die vet nog niet uitloop niet. Nou, van hier alsjeblieft. Nou, wil jullie allemaal hè, of net? Nee, maar Moet hem net doen besturen. gooi maar. Maar dat genoeg om jy nie baie dink die ander wil ook seker so 'n stukkie vloei dan, hè? Oor die bacon en eiers ook op die ding. Ja, dis seker. En so julle het nie net borsgaar gemaak en om nie sakkie, julle het ook Eiers, gerne gedaan. Gerne gedaan.
Ag ek is toe so 'n jongerige firementjie gewees. Nou Chantal daar in die ekstra synies. En Guarmara as die nou hulle was almal vir Guarmara baie ligter gewees. Hy is nou die leier aan rangeerder. En nou is hy die môre daar, hy Barbie Rankel Storage het in 'n bos gekoop. Gooi maar op hom sakkie. Kat maar. Ja, ek sal ek weer opgooi nou. Okay. Goed reg. En alle geval. Nou sê hy my kom ry hierso. Nou ry ek nou tjoef, ek so. Die beach kom net so bo in die kwestie en hy sê ry het ons klaar kry. En ek vat daai regulator en toe daai S-klas regulator so vat dat ek hom so trek. Toe daai S-klas so vat toe sy. Wat is daai te voor? Jy is voorstel. Kan jy nie hoor gesê nie, net so omgedraai en het my sê gevat. Laat ek hier kom. Nou gaan ek vereniging toe. Maar hy het hy nog die pennies gehad. Nou as ek op diens kom, dan vat ek die pennie, dan sit ek om boven die pijlglas. Nou jong, ek sê jou, as jy op Johannesburg kom op visie, dan is daai pennie is bloedrooi, baie warm. Nou het ons die pennie daar boop, nou ry ons, nou kom ons Nantfield, nou storm hulle allemaal so ook op Nantfield, hulle wil nou die pennie heen. Nou vat ek die pennie, moet die knip dan. Nou jong, hy is al goeie. Dan skiet ek die pennie so vir hulle, dan vat die een om, en soms so vat, dan skiet hy die pennie in die lucht. Dan greep die ander om weer sy grond vat, dan skiet hy na in die lucht. Dat is vir ons te mooi, maar een het een kans gevat. Ou, klein meikie. Sy maak een rokje op en die val die pennie en sy maak om toe en daar stap sy goed. Piet, jy het gelijk op dit vir ons iets wil vertel. Man nee, ek het baie incidente gehad, maar ek wil jou graag nou net hierdie ietsie van 'n maat van my, ook 'n drywer vertel. Nou, die man, hy kon net nie enige skoner geslag weerstaan nie. Almal het sy knie lam gemaak. Nou, die dag het ons van Bruiten afgekom, sakkie en hulle sal weet wie is dit. Nou sal ons die volgende dag weer terug gaan Bruiten toe. En hy sê toe nog vir my, ou Piet, jy moet nie vleis bring nie, ek slag vandag. Jy bring die groente, want ons maak so op die pad kos gaar. Hy sê, dan kan ons toch lekker eet. En die Saterdagmôre, toe is Jan nie daar nie. Daar is nie vleis nie. Later het hulle my ander een gegee om nou voor te gaan, maar ek is die helm vir Jan, want vleis is daar nou nie. En ek dog toe maar, as ons nou weer by mekaar kom, gaan ek nou vir hom vertel wat ek van hom dink. En as toe ons weer by mekaar kom, toe sê ek, man, niemand kan jou vertrou nie. Hy sê, wag maar, laat ek jou nou die ou storieetjie vertel. Voordat jy nou vir my kwaad is, hy sê, jy sal verstaan wat ek bedoel. Hy sê, skoonsistertjie het ons nou daarby ons ingetrek. Hy sê, in die skoonsistertjie het bates vir Afrika. Hy sê, en ek het al gesien wat wonderlike dis dit is vir my. Hy sê, en terwyl ek daar in plaas besig is, toe wil ma winkel toe gaan en ek bied toe aan om haar te vat. Hy sê, ma sê, toe maar ek loop vir hom. Hy sê, sy skaars uit die oog uit. Toe vlieg ek daar in die huis in, en ek is toe besig om hierdie dis op te warm. Hy sê vir daai bruilof. Hy sê maar, so uit die niet, hier staat maar aan die deur. Sy sê, maar ek gaan na jou kamer toe. En sy kyk my so misnoend aan. En sy stap voort weer winkel toe. Hy sê, en ek is daar uit. Hy sê, en ek het gedink oor my sondes. Hy sê, en ek tal hem daai aand, nou vreeslik daar, lang daar by die stalle, want ek weet, by daardie huis is daar 'n skeisaak. Hy sê, ek is naderend so moedeloos. Ek praat met my ou paar melkkoetjies. En die
stomme goed wil nie 'n woord sê nie, want hulle wil nie in hierdie huwelik inbed. Man, Kan ek net geweet terwyl om Sakkie nou so daai worsie vir ons gaar maak. Ons het ook gehoor daar's ander maniere dat jy kos gaar gemaak en die milies glo hier in die Bloudam kop. ja, nee, dit is maklik. Nee, ons sal jou sê nou hoe werk hulle. Man, nou, jy kan nie daaroor 'n heiling klim en gaan pluk van die milisie, dan is dit diefstal. Maar eendag hou ek daar bo stil en hier sien ek 'n bakkie en hier is die plaasboer op die bakkie. En ek sê vir hom, meneer, hoe lyk dit? Is daar nie 'n kans dat ek so 'n paar milies vir ek en my stoker en my konneteer kan pluk nie? Sê so 6. Hy sê, kyk maat, jy kan pluk, ek is baie bly jy kom vra my, maar onthou, moenie net die blare ooptrek en kyk en dan weer toe van gee. Pluk en kry klaar. Ek sê maar baie dankie. Ek sê maar hier is my naam en my adres ingeval daar iemand te rapporteer dat ek het jou toestemming gevra. Nou vat ons die emmer. Dan was ons die emmer uit met paraffien. Nou so stak hy nou nog gesê daai kookwater. Dan sit jy die emmer so op die kant neer. Dan sit jy jou voet boop hom en dan was jy hom skoon uit met daardie spreekpyp. Nou dan vat jy die teskok. Dan sit jy die teskok in die emmer en jy gooi al jou milies daarin. En so op 'n manier dan kook daai milie. As jy daar wat bang kom met elkeen 'n lekker paar milies. En daai milies was gewoonlik gesteel ook geweest. Wel, kyk, ons kan dit nie. Ons kan dit nou nie sê nie gesteel nie, maar Ja, bos. Ek en Piet was so 4 jaar terug. Was ons by streek van die NG Kerk se node. Ja. Toe was 'n oorlede Hendrik Skooman. Ja. En hy het daar by Delmas afgebly. Toe het ek gesê, die eerste 7 rye langs die spoor is die drywer se. Hy sê maar die enjin gly, maar tussentyd is die stoker aan op plukkie milies. Hy sê daar op 5 rye milies weet hy is die drywer se. En hy milies, hy pluk hom net so. So dit was nie Hy gooi sommer op die vlamplaat op paan, daar lê en kook. En as hy gaar, jy gooi nie eers sout op nie. Maar oorlede Hendrik Skooman, vra vir Piet, hy mag nie rook nie. Want hy het dan 'n sekere siekte en dit wat hom later laat selfmoord. Maar ou Hendrik, hy het altyd gesê, hy het geweet 5 rye, die eerste 5 rye milies. Hy sê van dit's afspring, pluk, gryp en terugspring. Hy sê so, hy het geweet. Maar my oorlede oom het ons gesê, jy plan ons 5 milies. Ja. Een vir die tarretaal, een vir die wisper, een vir dit, een vir die droogte en dan een vir wits. Vertel van hierdie. Piet, jy wil ons iets vertel dit. Ja, dit is 'n aanleiding van hierdie milies wat om Dawie sê steelery. Ek wil nou nie die man se naam noem nie, maar hy was 'n blok van 'n man, daai drywer. Hy het sulke arms gehad. En toe ons daar by Swartruggens kom, maar ons kom rand toe. Toe wil hy ek moet gaan milies pluk. Ek sê nee, om Jan, daai milieland kry my wragtig nie. Maar toe ons nou weer Zeres toe gaan, nou daar uit Swartruggens is so 'n trek. Nou hier op die kant is 'n milies. 'n milieland. Okay, dalk sal ons net daai een, en Sakkie is julle ook, dis net gepiet, sorry, daai een het nou 'n bietjie met die klank van daai kant, hè? Okay, kom ons Nou sê hy vir my, alright maat, jy wil nou nie in die milieland ingaan nie. Maar hou hierdie Gerrit net so aan die stap. Nou soos ek sê, hierdie ou is 'n blok van 'n man. En hy staan af en hy hol so eentjie uit voor die lokomotief en hy staan in die lande in. En ek is nog besig om hierdie een net so 'n verloopstappie te kry. Toe sien ek, hier kom die boer uit. Toe die boer hom al klaar gehensap. Maar hy het net 'n paar mieliekoppe, omtrent so 5 of 6 by hom. En terwyl hy nou daar staan ons soebat oor die mieliekoppe, toe sien ek maar die boer skreeu daar na agter toe. Toe is die konnekteur besig
Hy het 'n streepsak waar hy die sak kry. Weet ek nie, maar hy klim na deur die draad met die streepsak. En hy's toe agter die konnekteur aan en hierdie man, wat ek nou gedink het, hy kan nooit beweeg nie, want hy het net so 'n blok nodig. Hy kom en hy storm daar die lokomotief. Hy pluk vir hom oop, hy trap sommer deur mekaar. Kyk so terug, die konnekteur met sy sak groen mielies en al, maar hy het net so hoop. Een vang hier, een handrail in die boer staan en bedeier met sy geweer. En hierdie maat van my, hy is toe baie kwaad. Dat daai konnekteur nou wragtig moet al daardie bewysstukke in daai lokomotief klip. Hy konnekteur. Terwyl hy so gelukkig is, laat die boer al sy bewysstukke gevat. En ons is Fort Zeres toe, maar nou verwag ons enige tyd die polisie. Maar ons het niks, daar is nie bewys. En die volgende dag kom ons nou terug van Zeres af. En toe ons nou weer hierby Swartruggens kom, keer ons in die uitwykspoor uit. En daar staan die boer, stasiemeester en die oudtydse speurder van die kerk, maar nie Dennis nie, die vorige een. Henrik? Ja. Staat hulle daar op die stasie. En hierdie ou sê vir my, maat, vandag slaap ons wragtig in die tjoekies. Maar nou, toe ons in Zeres kom, toe was daar 'n pot mielies al gereed vir ons, wat die konnekteur gemaak het toe ons daar kom. Toe ek nou klaar geëet het daar, toe sê hy aanhou, die eter is net so skillig, soos die stiele. Maar in geval, nou kom ons daar by Swartruggens en daai manne, hier sit hy nou in paniek, ons slaap vandag wragtig in die tjoekies. Nou kan ek nou nie vir hom sê, nee magtig man, ek het dit mos nou nie gesteel nie, want ek het mos nou geëet. Maar ek verwyd hom so, bietjie, oor die storie. Ek sê ja, jou belustigheid oor haar oupa groenmielies. Hy sê, nou moet ons gaan reis vreet. En dit terwyl jy 'n plaas, hy het 'n plaas gehad, vol mielies het, maar jy moet hierdie ekkertjie hier by Swartruggens kom pluk. Maar in geval, hier kom daai statige manne aangestap, stasiemeester, speurder en die boer met die bewysstukke. En hier langs die lokomotief, toes weer al daai gesoebat van oor en oor. Hy sal betaal en hy sal betaal en dit en dit. Maar die boer sê, van jou maak ek 'n voorbeeld. En die ou stasiemeester is nou net soos 'n ou vader, hy begin op naderend vir die boer sê, kyk man, dis nie 'n slegte seun hierdie nie. En die ou geregsdienaar sit ook naderhand sympathiek en toekyk dat die man daarom nou nie so skuldig is. Nou vir die 6 mieliekoppe het hy toe 2 pond per mieliekop betaal. Nou as jy 'n aanmerking vat, daardie jaar was dit maar R3 'n sak. En ons is toe fort. En dan as ek vir hom so kyk, dan lag ek, dan sê hy, jy moet lag, ek voeter vir jou. Sê die, dink nou net, plaas vol mielies, maar Swartruggens sou een akkertjie wil jy vat van. Maar agterna het ek toe agtergekom, hierdie stelery is nie net hy nie, toe het hulle 3 ouens daar agterna nog gevang. En die beste vals, daai akkertjie mielies het die boer seker meer gemaak as wat hy sy gemaak het sê. Hulle doen maar. Kom Sakkie, hoe lyk daai worsie daar? Ons kan 'n stukkie probeer, lyk my reg. Hoe lyk dit of hy reg is? Ja, lyk vir my reg. Daar's 'n ou drywer maar Ek sê nou nie meer so baie nie. Kyk, ons het nie so baie bekommerd gewees die tyd. Tien jy moet luister en gaan vra vir daai nou. Maar hierdie is 'n ou vraggerige drywer gewees. Hy het nooit genoeg oortyd gekry nie, nooit genoeg geld gekry nie. Hy vrak van die ellende. Dis al die drywers. Ja, boom Gert. Nou het hy so 100 byekorwe daar in die dorp. Maar hy kan ons nooit 100 byekorwe beheer nie, oom weet. Maar hy beheer dit en hy voer heuningkoeke uit en heuning verskriklik. Kom die munisipaliteit by hom te sê hulle vir my, ou boet, baie jammer, in die dorpsgebied, munisipale gebied, 5 byekorwe, einde van die storie. Ja. Nou kom hy die aand by die werk en sê vir my, "Jesem seun, ek het 'n groot probleem."
Hy sê ek het 100 byekorwe, ek het nou 'n kontrak gesluit, moet 20 kg heuning per maand uitvoer, en nou sit ek met 5 byekorwe. En die ou man is ongeskik en beneek, hele aand deur. So, jy gaan so 'n paar dae aan, die 5de dag, ou man weer daar terug by die werk, maar hy glimlag. Ek sê vir hom, nou oom, hy sê nee my ou seun. Hy sê, hulle sê 'n boer maak 'n plan, maar 'n drywer maak 'n beter plan. Hy sê, ek sit hier op die stoep vanaand, vlieg die 4 vliegies daar. Dink ek by myself, vang hy daai 4 vliegies. Oom sê nou dink ek lieg vir oom. Toe vang hy hulle, toe kruis hy hulle met die bye. Mooi, kry. So werk hy bye dag en nag. Ek sê hom sê maar hy 5 byekorwe. Maak hy 20. Jy sien, dit wat ek julle wil vertel. 'n Drywer die laagste geskoolde man op aarde wat die hoogste kwalifikasies bereik. Maar toe raak dit winter. Oom weet in die blomme raak nou skaars. Nou sê die ou man weer, nee, nou is hy dikbek daar by die werk. Hierdie 4 vliegies werk nie. En die volgende week die lag die ou man. Ek sê oom, wat het oom nou genoem? 4 vliegies gevang. Hy sê nee my seun, brommers. Ek sê brommers. Hy sê ja my ou seun, hulle maak heuning van kak. Dis daar nie meer is blomme nodig nie. Ek sê kom koop die mense dit. Hy sê my ou seun, daai heuning ry kak maar lekker soet. Daai ou man het floreer. Daai swart het gebly op Virginia-stasie. Dink jy dit is lekker hoor? Dit was 'n klomp die hele spoorwegkamp se arbeiders goed. Jy weet wat die ploegbaas het daar gebly. Maar dat almal hoenders en allerlei goed. Maar sê, hey, as daai stoom blaas die hoenders, hy's weg. Dan trek die drywer die blou deel kok oop, 'n paar die stoom, dan kan jy sien steel die hoenders. Swem Dawie. Nou die dingetjie vertel man. Ook met die milie storie. Man, ek het 'n konnekteur wat hy het altyd so lang baadjie gedra, maar hy's vreeslik lief om te slaap. Die konnekteur was dit nie Heel agter by die konnekteur jou wat hulle gesê die guard. Die konnekteur. Ja. Maar in alle geval nou is ons daar tussen Aborn en Argent het hulle nou 'n nuwe myn oopgemaak en daar 'n seilyn ingesit. Maar man, die dis nou eintlik so hoë wat die wat hom uitgekaalde het, laat hy kan die spoor gelyk maak daar. Man, ek moet 'n klomp trokke daar afsit. Sit die klomp trokke daar af en die stukke sê my, "Juster, kyk hierdie lelike slang." Kyk, ja, ietsie slang. Hy sê, "Man, ek het daar in Palaborwa groot geword, ek weet hoe om slange te werk, maar ek sien toe is 'n rinkels." Maar hy probeer hier teen die wal opkom. Maar ek sien nou, nee, hierdie ouetjie speel net nou, hierdie slang omdraai, dan is daar probleme. Maar nou, ons het so 'n kleintjie, noem dit 'n aspanpieker, met so 'n punt aan. En ek gaan, en ek steek sy kop heeltemal af. Maar ook, die ou konnekteur kom aangestap van die stasiemeter, hy sê, "Ja, wat is hierdie vreeslike lawaai?" Die stoker sê, "Nee, ons het hierdie slang doodgemaak." Man, en hy skop so aan die slang, en die slang, hy sê, "O, maar die slang is nog lewendig." Man, ek gryp die slang en ek sit hom so om sy nek en ek gee hom net so 2 draaie. En toe hy so pat en hy trek, toe trek hy nou afstuur. En die band beginne benauwd raak. Maar toe ek omtrent al so 500 meter daar vandaan. Maar ek weet is daai man nou kwaad word. Dan gaan ek het en die stasiemeter kom en hy vat die slang af. Hy sê, "Man, die slang is dood." Goed. Ja, nou, wat gaan ek nou maak? Maar ek het toe alreeds milies gepluk daarop. Delmas, jy sien. Ek het natuurlijk nou weer die pasboer gevra, jy sien. Ons sit dit toe in. En toe ons daar nou op Witbank kom, draai het om en hy kom vir die vrag. Maar hy sê, hy staan nou onder. Ek sê, "Nee man, ek kan jou nie hoor die klim in." Nee, ek sê, "Ek kan jou nie hoor die klim in." Toe klim in, ek sê, "Man, voor jy iets sê, kom ons eet milies. Dus ons nou weer vriende." Maar hy sê, "Hy het hom my doodgemaak." En ek sê, "Maar die kop was daarom af." Hy sê, "Ek het dit nie geweet nie." Op watter pad het hulle nie milies gesteel nie? Het was oral gewees. Piet, jy wou Op watter pad het hulle nie milies gesteel? Ek was maar daar op Elandslaagte. Jy weet nou, ja, dis jou, ja, ons wêreld. Nou is ek assistent daar in Danskraal. Maar die mense kan nie al Engels praat nie, hoor. Nee, nie daar nie. Nee, net Zulu en Afrikaans. Ja, Zulu en Afrikaans. Ja. Nou sit die plaasboer se huis so teen die berg.
Koosie, jy moet luister, ek gaan vra vir hy na. Nou sit hy daar teen die berg en dan kyk hy nou af, want hierdie dag oud kykens. Tweede dag is hy dood. Dis klaar. Dis hoekom hulle hom dag oud noem. Nou hou hy dop as die trein kom, dan bel hy die voorman. Nou sê Engels sê hy, "Has my chickens arrived?" Dan sê die ou stasie voorman, "No." Want hy kan nie Engels praat, hy sê net no. Sit hy die foon neer. Nou sit ek daar by hom. Elke keer as 'n trein inkom, dan bel hy plaasboer, want hy sien mos wat aangaan. Hy sê, "My chickens arrived." Dan sê die plaasboer, die ou voorman, "No." 4de keer. Kom die trein daar deur gehardop, nou strip sy moed. Nou plak hy die telefoon van die mikkie af. Hy sê, "Weer hy daar onder so plaasboer." Nou sê die plaasboer, "My chickens arrived." Hy sê, "Man, small fells now come, maybe come back train." Maar net so aan die ligte kant, sê ek net voor ek nou met jou gaan gesels of ek het ook daarmee slaggie staaltjie gehoor so op 'n ligte lyn van iemand wat doodgetrap is. Julle weet die ou tyd was die reël gewees, jy moes die lijk opgelei. En hierdie persoon se kop was mors afgetrap. En op 'n einde van die dag toe laai hulle die lijk in die remba en nou soek hulle die kop. En daai ou daar was dit nog die ou torchlamp gewees en die kondukteur loop daar met sy ou parafienlamp en einde van die dag hy kry die kop. Maar toe die kondukteur die kop so optel aan sy oor, toe val hy kakebeen oop en hy sê, "Ah!" Maar hy gooi daai kop. Hy gooi daai kop. Wat hy deurtrek daarin. In die veld. Dit laat my nou dink aan jare terug, jy weet hoe ek nou daai tyd as jy nou jy weet jou grootste oogmerk in die lewe of grootpunt, 'n doelwit in die lewe is om 'n treindrywer te word. Kom jy nou dan doen jy nou aansoek vir werk. Stap jy nou daarin, dan kyk hulle so op die lys af vir koos. Sê hulle vir jou shanter, baanmeester, alles behalwe treinassistent. Nou sê ek vir hulle asseblief man, ek wil nou 'n drywersassistent word. Hulle sê nee, ou, jammer. Vir so 'n paar maande moet jy maar seker 'n baanmeester word of 'n rangeerder. Nou word ek 'n baanmeester in Suidwes, oom Dawie. Kan oom dit glo? Nou daai tyd as jy in Suidwes, maar dit maak nie saak waar jy is nie. Oom Sakkie, ek meen die drywer se woord is wet. Man, as hy vir jou sê jou pa is verkeerd, dan sê jy vir hom ja oom, ek stem saam. Hoe ver is hy verkeerd? Nou is ons daar in Suidwes, nou sê ek die ou baanmeester, leerlingbaanmeester. Maar die ou baanmeester lyk soos oom Sakkie, so 'n groot, deftige ou man, beneek jong. En Vrydagmiddag 3:50 toe begin ek die tool so oplaai op die trolley. Dis nou klaar, ons gaan nou huis toe. Gaan nou Chila. Ja? En so 3:55 kom die ou man na uitgestorm en hy sê, "Seun, laai daai vragmotor." Ek sê vir hom, "Wat nou?" Hy sê, "Seun, daar is 'n ontsporing so 20 myl buitekant Windhoek." Oom Sakkie. En ek laai. Maar ek is my opgewonde, hoor my, dit is die eerste maal wat ek op ontsporing afkom. Ek is opgewonde en ek laai Providiant en wat ook al gepaard gaan met dit en daar gaan ons. Kom daar by die ontsporing uit so 4:30 die middag. Maar toe ons so land by die ontsporing, toe sien ek hier so helse dam. Aan die ander kant die dam is so oop stuk veld. En ek kyk sommer so uit die skynste van my oog uit en ek sien hierdie dam en hierdie ou skynste van die veld aan die ander kant. En ons werk om hierdie ontsporing op te ruim. Maar so 6:00 die aand toe kom hierdie kleerlinge daar by my aan toe sê dat my ou was, hoor hier my ou seun. Ons is nou bietjie, ons kan nie sien wat hier aangaan nie, is 'n bietjie donker. En nou hardloop ek, ag ek kan ons voorsien. Ek meen ek was mos leerlingbaanmeester, nou hardloop ek na daai vragmotor toe om Dawie. Kom daar, daar's nie 'n lanterne nie, daar's nie 'n flits nie. Nou moet ek vir hierdie ou oom gaan sê daar's nie 'n lanterne of 'n flits nie. Jy moet gesorg het vir hom. Ooh. Nou skraap ek moed met mekaar en dan loop ek die ou oom toe en sê ek, "Jesus oom, ek het nou die lanterns en die flitse en die ligte en alles wat gepaard gaan daarmee het ek vergeet." Sag, hy sê vir my ou seun, hy sê gaan kyk agter op die bly lorry, daar staan sulke 5 liter kanne. Nou gaan haal ek hulle. Hy sê kyk aan die lorry se bak is daar skuurpapier. Dan sit hy 2 kleerlinge aan 'n skuurle, daai 5 liter kanne soos blink oom weet.
Nou sit hulle so 'n half man om die ontsporing. Nou sê hy, gaan kyk daar in my bakkie, daar in die kabiel. Dan haal ek daar so vet kers uit. Nou sit ons hom daar voor die 5 liter kan, oom weet. En daai refleksie van daai blink geskuurde goed, gooi so 50 meter radius lig om die ontsporing. Hier's in die hotnots werk. Maar terwyl hulle so werk, nou kyk ek so. Nou sien ek, daar loop so 2 kudu oeye met ou rammetjie. Loop daar aan die ander kant die water, oom weet. Nou werk ons, en die volgende kom die kleerlinge by my, hulle sê vir my, meneer, verskoon, ons is nou baie honger. Ek sê vir hulle, ja, nou sê ek, kom ons gaan proviant daar in die bakkie. Hardloop aan die lorry toe, oom, ek het dit vergeet. Nou moet ons weet, ek is in skok op hy stadium, want ek is veronderstel om te voorsien van proviant. Ja, nou loop ek so sleepvoetend daar na die ou baanmeester, en nou staan die ou man daar met sy groot rooi weg, snor. Nou sê hy vir my, nou sê ek, oom, die kleerling is honger, hy sê, gaan haal die bully beef uit die bakkie. Ek sê, oom, ek het nou ongelukkig vergeet om die bully beef te vat. Yes. Nou gaan hy daar na die lorry toe self. Nou krap hy daar in hy sakke. Weet jy maar, as hy sakke met jou serviceboek is in die kant. Nou graaf hy daar, ja, hy 303 patroon uit. Hy sê, kom hier. Nou gaan ons daar by die lasplek van die treinspoor. Nou druk hy daai patroon so tussen hy lasplek van die treinspoor in. Nou sê hy vir my, seun, sê vir hy drywer, hy moet terugry so 50 meter, dan kom hy vorentoe met 'n helse spoed. En as ek rooi lig gee, dan slaat hy briek aan. Dan sê ek, en dan oom, hy sê nee, as jy so skier, dan skier die spoorstawe so teen mekaar, dan druk hulle daai doppie af, gaan die skoot af, en skiet ek miskien iets dood. Dan sê ek, nee, oom, ek sê, miskien skiet die ding af. Hy sê, so right, ek sê my duim agterhou. Nou sê ek vir my, as jy duim is seer kry, hy sê, ek sê hom styf vashou. Nou sê ek, okay, nou sit ons daai, ons nou dink ek lieg voor my. Nou sit ons daai patroon daar. Nou gaan die drywer terug. Nou ry hy vinnig. En nou jaag hy. En op die gegewe oomblik toe sla daai drywer briek aan. En toe hy spoorstawe so na mekaar toe skier, dan koos hy so dink ek lief. Toe druk hy daai duim, sy duim is afgesny. Ja, hy sê duim is so. Nou druk hy hom agter daai patroon in. En dan gaan hy skoot af. En weet hom toe hy skoot afgaan. Toe vlieg 'n baber uit daai damwater uit. Maar hy skiet daai baber. Oom sê nou dink ek lieg voor. Hy skiet daai baber deur sy kop. En hy fragmente van die baber se kop. Die spat so in alle rigtings, maar die koel gaan mos nou deur. En dan vlieg 'n klomp tarantale oor. Hy skiet 10 tarantale dood en 2 kleintjies. Maar die koel is deur, want hy spat mos. En hy skiet daai kudu ooi met daar 2 bulletjies. Nou sê die ou oom vir my, kos gaan gaar die kos op. Nou gaan tel ons die kos op. Hy's 'n groot ou man, toe hy so op die spoor gaan sit. Toe sit hy ou baba, 'n hasie met 10 kleintjies sit hy dood. Weet hom, ons het 'n oorvloed van kos gehad. Ons het klaar geëet het. Toe sê hy vir my, seun, moes gaan haal hy baber uit die water uit. Ek sê nee, hier, ons het nog genoeg geëet. Hy sê, seun, ons eet morsie met kos nie. Weet hom, hy baber was so groot, oom se link ek lieg vir hom. Hy was so groot, ons sleep hom uit met hy diesel. Ons het daai baber se snorbaarde gebruik vir antennes. Ons het tot Wimbledon opgepak. Dis nou kans. Dit is net 'n kakstorie gehoor. Jy glo nie daai storie. Ja, daar doen we Moriso, ek glo hom nie. Jy glo hom dus nie. Maar ek wil graag dan vir jou hierdie storieetjie vertel. Die Amerikaner sit vir die boer en vertel hoe goed is die medisyne daar in Amerika. Hy sê, daar het 'n ou sy oog verloor. Hy sê, die medisyne is so goed. Hulle sit vir hom 'n glas oog in. En wie, hy kan met daai oog sien. En hy sê, die ou boer sê toe vir hom, jong, luister, hier in Suid-Afrika is die medisyne net so goed. Hy sê, hierdie ou
4 van sy vingers verloor. En toe maak hierdie mense 'n plan dat hy sy vingers kan herwin. Toe sit hulle vir hom 4 spene aan. Hy sê en die ou was naderhand so briljant. As hulle vir hom koffie of tee aanbied, dan sê hy, nie melk vir my nie, ek het my eie. En daai ou sê, maar jy lieg, wie het dit gesien? Hy sê, daai ou met die glas oog. In die ou tyd het die treine moes nou baie gestaan so langs die sylyne. Maar daar was nou maar kruisings en so. En ek het ook gehoor van al die kattekwaad wat so aangevang was, terwyl die mense so daar by die syne staan. Julle was nie betrokke in al hierdie kattekwaad nie. Ja, wat seker, maar hier dan sal ek maar nie alles praat nie. Ja, die een storieetjie wat ek nog goed kan onthou. Kyk, is daar persone wat goed met 'n ketting kon geskiet het. As dit 'n drywer of 'n stoker gedoen. Dus hulle kon 'n ketting swaai. Nou staan hulle op hierdie seilyn en die swartes se stroois is daar aan die ander kant. Hulle is besig met 'n lekker pot pap. Maar soos die pap beroer, so val van hierdie pap nou af. En as die hoenders daar, dan pik hulle maar so 'n bietjie op. En almal is gelukkig. En hierdie drywer het sy korrel ingehaal. Wie een pragtige hoender aan. Toe hierdie swart mense wegstap aan met die bierkant toe, looi hierdie haan teen die kop, mors dood. En toe die swartes terugkom, dan kyk hulle die hoender aan so, en die stuk pap nog in die mond sit, en dan kyk die pot pap so, en hulle kan mos net tot een gevolg trek, hier is iets fout met hierdie pap. En op die dag vat hulle daar die grote pot pap, we tel hom net daar op, en dan gaan gooi hom daar onder weg. Hulle aanvaard toe, kyk, hierdie hoenderhaan is dood as gevolg van die pap wat hy gebreek. Dis laat ons veel die daai net. Dawie, Ek wil jou eers die ding vertel. ja, vertel Man. Dawie. Nou gaan ek ook weer Witbank toe. Maar as jy op Witbank kom in die passiestuin, dan het jy omtrent 2,5 ure daar, sak jy weet, dan het jy 'n breek daar, dan kom jy terug. Maar man, daar is 'n plek van Sindra. Nou, hy is 'n bank. Nou die ploegbaas se volk is daar bo op, jy weet. En hulle het almal hierdie keiers wat so skuins afkom. Man, in elke skoot as jy daar stil hou, dan storm daai klomp pikeniens daar en hulle wil kos hê, brood. Ek sê vir my stoker man, kyk ons gaan nou weer môre Witbank toe. Sê vir jou vrou moet 'n paar ekstra toebroodjies insit, dan sit ek ook ekstra broodjies en ons moet hierdie lot nou stop. Hy sê nou goed, ons kom die ander dag daar op Witbank, sê vir hom gaan daar in die kafee toe koop jy vir ons broodleks. Nou ons kom terug, ons is 2,5 uur daar, nou vat ons die broodleks en nou daar's een so grootheid sulke kieste gehad om te kan kieste. Nou as 'n kleintjie 'n brood van vat hy sommer as die kleintjie se hand uit maar eet hy. Ek sê kom ons sien hom nou 'n hele koekie. Smeer op. Nou elke ene word nou gedeel wat hy kry. Hoe kleiner is hoe kleiner stukkie kry. En ek sê vir die konnekteur, kyk man, as ons nou van Elof af wegtrek, dan kap ek dit 'n bietjie uit dat ons so 'n minuut voor tyd daar kom. Nou, my bestuurder wil dit nou uitdeel. Man, is ek so gesê, so gemaak, en daar ry ons. Ons kom toe daar by Sindra, en hier is hulle ook. En ek sê, my stoke deel net uit. Maar, die broeklek. Nou, gee vir die ou kleintjie, en daai ou groot ou kies, wat sommer my sit in sy mond, ek sê, gee daai kleintjie nou 'n skoon stukkie brood. Uitgedeel, ons ry. Maar 'n paar dae na is onder aan die loods, ek hoor al die ouens sê, snaaks, hulle kom nie meer daar, 'n boer, dat hulle kom brood vra nie. Maar 'n paar weke daarna toe kom ek weer verby met die passiestuin en alles besig daarbo op te speel, daarbo te stel. Hey, die brood dan sê, "I'm not voetsek." Maar ek hoor julle ook hulle baie poets wat met die harde gries. Ons sê jy was nie een van daai stouters nie. Nee, jy het hom op mop gedruk maar ja, die gries mense om dood maak. Kijk daar, ik ben, hij werkt daar een feestmaal erger als wat... Nou, hoe het jullie dit gedoen nou? Je vat die harde gries, dan maak je hem net een beetje warm en dan zet je hem zo
tussen die brood in nie. Nou, ons het 'n gaar daar die ons op 'n tyd. Nou, kyk jou blik was nooit veilig geweest nie. As daar nou 'n ou is wat toebroodjies gesteel het en wat kos gevat het, dan was dit gedal. Ons stel hom is weer as dan. Vat hierdie gries van 'n griesperd en ons sny en ons sit hom op die brood. En dat was die laaste. Dat was die laaste. Hy het dit nooit weer gewag. Maar jy weet nou, ek wil vertel. Hy sê toe ek nader aan moed by mekaar geskraap. Toe stap ek daar na die huis toe en ek sê, kom wat wil. Hy sê, en toe ek by daardie huis kom, hier lag almal in gesels. Die tafel is gedek. En hy sê, en ek dink so terug, ou Salomon se woorde wat sê, 'n goeie vrou is daar een wat die vlas by mekaar maak. En spin en kleer en sorg vir haar mense. En hy sê, hier is al die sorge. Hy sê, maar as ek sistertjies hierso by mekaar sien, hoe hulle lag en gesels, dan dink ek by myself, dat die liefde maar groot is. Vergewe, als word doodgesmeer. Hy sê maar nie 'n woord oor hierdie ding wat ek aangevang het. Hy sê, naderhand as ons kamer toe, hy sê, en niks bekleierery nie. Hy sê, daar's nie 'n woord nie. Hy sê, en ons in die kamer, en ek Peter nou so, senuweeagtig in hierdie oorlosie, om nou van hierdie storie af weg te kom. Hy sê, en ek Peter so aan hom. Hy sê, en ek groet maar. Sy sê, ma sê toe, nee jong, so maklik kom jy darm nie weg nie. Want jy kry ons nooit genoeg nie. Sy sê, jy het 'n perd opgesaal, ek hoop daai perd kan vir jou dra. Hy sê, sy sê, toe laat jy klik. Hy sê, die nagtelike tog moet ek nou klim. Hy sê, en toe hy so aangaan, hy sê, moet daai eerste rit, toe dog hy, hier is hemel op aarde. 'n bruilof sonder seremonie. 'n bruilofmaal wat niks seremonies het. Hy sê, toe ek wil afsaal, toe sê sy, nee, jy kry ons nie genoeg nie, ry. Hy sê, toe dog ek, daar's hemel uit die manne. Daar's hemel, manne uit die hemel vir my. Hy sê, maar toe dit by die derde tog gaan, toe gaan dit al moeilik. Hy sê, maar gelukkig, toe gaan ma, sy gaan bad. Hy sê, en ek raak aan die slaap. Wat toen net, na 10 minute gelyk het, maar as ek die oorlosie so kyk, dan sien ek, dit is 'n halfuur gewees. Kom sy terug en sy sê, jong, kyk ek is nou, wat? Ek is gepoeier, is reg vir die ding. Hy sê, later voel ek, dat my arms nie meer daai leisels kan vashou. Hy sê, en was dit nie vir daai dreigement, dat ek gaan loop, as jy nie opklim nie. Hy sê, sal ek nie eens moeite gedoen het, om hierdie perd te probeer ophelp. Hy sê, maar hy self is naderend en moedeloos, want hy lig sy kop net. Hy sê, daar het ek geleer, dat jy 'n perd by die water kan bring. Hy sê, maar jy kan hom nie maak, sê. Wat 'n great story. Ek het nou regtig gedink ons gaan by die stout stories eers baie later by die aand komputer. Maar jy wil seker nie van ons 'n stout storie vertel nie. Nee, ek ken net ware verhale. Hierdie ou drywer, oom Dawie. Nou sê hy vir my elke dag daar as ons op die trein kom, maar sê hy vir my, ou seun, hierdie rook is gif. Dis 'n sonde. Moet ophou rook. Nou kyk ek so, ry ons so deur die nag en goed in die
ek kyk daar op die plakate van die koerant en ek sien hierdie Julius hypnotiseerder. Want weet hy is volgende week is hy in Pietermaritzburg. Nou sê ek vir hom, oom, ek sê daai ou kan jou genees van jou gerookery. Nou sê hy nee, maar dis mooi seun. Maar nou as jy daar kom, om weer daar by daai Julius en jy gaan sit daar voor in die stadsaal. Die eerste ding wat daai ou Julius doen, dan sê hy, enige ene wat wil ophou rook, kom vorentoe. Dan storm jy, maar hy vat net 10 mense op 'n slag. As jy op die verhoog gaan sê hy 10 mense staak, die res is af. Julle sal maar rook vir die res van julle lewe as julle sonde. Nou sê ek vir Babs, ek sê heerlikheid om ek moet ophou rook. Nou oom sien ek rook nog net. So dit was 'n mislukking. Nou sit ons daar voor in die stadsaal. Nou sê hy, ek kan enige een in hierdie stadsaal kan ek hypnotiseer. Maar nou ongelukkig daai aand, hier sit 'n ou dronkgat hier op die eerste ry. Sit hy sê bullshit. Hy sê Julius van Plexity. Julius nou ignoreer hom weet. Nou sê die Julius, regtig meneer, ek kan hierdie hele stadsaal kan ek hypnotiseer, mits julle stil bly. Nou sê die dronkgat ou bullshit. Ja, nou wys ek vir Julius, gaan aan. Maar hy raak nou onder ons hier betrokke met die ou, mee. En nou, naderhand sê hy, goed mense, doodse stilte, nou is almal doodstil op dit. Nou praat hy oor die mikrofoon. Hy hou my so in sy hand vas, jy weet, hy lyk my soos hierdie Michael Johnson. Wat sy ou se naam Jackson. Michael Jackson. Nou sê hy, net soos ou Michael Jackson, nou sê hy, slaap, ja. Volgende week slaap almal. Van die dronkgat, hy sit so voor aan die kant. Nou sê hy, slaap, van die dronkgat, kyk. Nou einde te raad op te maak, hy so baadjie so oop en hy haal sy horlosie so uit met so 'n goue ring om. En hy haal kom so oor sy voorvinger en hy swaai hom so. Hy swaai uit. Jy weet, hy swaai die vinger so. Ja, die dronkgat se kop maak so, net voor hy slaap. Toe raak die ou se vinger moeg. En daai horlosie gly van sy vinger af en hy val op die grond. Piet, hier is nou dink ek praat nou kak, nee. Hier toe hy horlosie die grond vang, want hy sê ou grootvader se horlosie, toe spat hy, jy sien net springstrek en hy sit oor daai mikrofoon, sê hy, oh shit. Ou Piet het hulle daai stadsaal bekak. Hulle tot daai Sondag aand gesukkel om daai stadsaal van die kak skoon te maak. Man, die ou dame gaan Port Elizabeth. Maar sy sê vir die kerkondersoeker, kyk ek is baie vreemd. Wil jy nie nog vir my net voor ons daar by Port Elizabeth kom, maak my toch wakker, dat ek my kan voorberei, want ek is 'n ou dame, ek vat lank voor ek kan weg. Goed dame. Daar na by Port Elizabeth kom, toe kom jy daar by haar compartiment en ek klop en maak oop, nee, compartiment is leeg. Wel, sy seker daar by die in die toilet, sy gaan seker nou gesig was en so aan. En ek klop nie teen die deur. Hy sê, mevrou van Pieren, sy sê ja. Hy sê, P.I. Sy sê nee, ek was net by gesig. Jy moet julle so 'n grappie vertel, nou dit is nou 'n ware gebeurtenis. Ek het dit nou vir die waarheid gehoor. Nou as ek nou vir jou sê, dan weet jy seker as ek vanaand vir jou sê, watter man hier, en julle kringe hier het die naam gehad van die babymaker, dan weet jy seker wie dit is, né? Okay. En hy is gewoond aan die naam, hy kan maar weet ook vanaand ek vertel het. Maar in ieder geval, die oukie, dit het nou gebeur in die Delwerye se tyd, toe die Delwerye nou net begin het. Nou ja, die ouens wat nou arm is, wat nou klein beginne, hulle het nou ou klein Siffie, en die klein Siffie het hulle genoem 'n baby. Groot en natuurlijk, hulle het natuurlijk gepraat van 'n groot Siff. Maar die jong man het natuurlijk gesien, wel kyk, hy kan nou sy munt slaan uit hierdie, om hierdie Siffies te maak. Nou ja, logisch geredeneer, hy het die naam gekry van 'n babymaker, jy weet. En toen moet hy nou 'n astertjie daar in Kimberley se wêreld, en hy is nou die eerste dag as hy nou skoon toe. En die tweede keer toe hy daar kom, toe die ou tannie, die aanstaande skoonma nou baie nuuskierig is, die sê vir hom, jongman, nou sê vir my, wat doen jy nou om jou brood te verdien?
Hy sê, Tannie, ek is 'n babymaker. As hy kyk kom so en sê, hy sê, 'n lekker werk vir die almagtige Vader, my kind. Die ou is 'n tegelaar. Man in die aand het hy verdwaal. En hy kom daar by 'n plek uit 'n groot saal, joh, en hulle dans tog te lekker daar. Maar dit is nie 'n saal nie, dit is 'n waanhuis. Man en hy daar by hulle rondgedraai, maar hy het die hele dag al maagmoeilikheid gehad. En hy sê aan vir hom, jong, waar is die toilet hier? Hulle sê nee man, jy sê so 'n ding nie. Maar as jy is, hier gaan die trappe op na die solder toe, dan kyk jy sommer daar. Hy kom aan, sê hy is gat. Hy gaan sit daar. Toe hy terugkom, toe daar niemand in die saal nie. Hy kom daar by die deurwag. Hy deurwag. Hy deurwag geweest. Hij blijft van vandaag. Op hij en onze kriwakken van dit. Julle het seker nooit leenstories vertel om af te kry by die werk of so iets. Jy het alles probeer. Ja, jy het alles probeer. Ja. Wat is snaakse dinge julle daar gedoen om Sakkie? Ja, Dan kan er niks maken. Ja, nee, Hij dokter kan niks maken als je moeilijkheid hebt. ja, nee, dat is zo. Maagproblemen. Daar is het van een dokter geweet ook. Ik had een dokter gehad, de dokter van de Merwe. Hij heeft altijd gezegd, man, je moet nooit klein schiet met houtgeweer om het draaien niet. Hij zei, hier naar mij toe komen en zei je over me eerlijk, kijk, je wil die dag af of je wil die naweek af. En hij heeft mij gereeld graag gezien. Als ik wil naweek afgaan, dan heb je een beetje. Dat is So dit was net de dokter se ja, ja, dat is de dokter die kyk hier dat af. En was dit gewoonlik by Peyde Ja, rugby. Ja, ek rugby het ek altyd op Peydeberg. As ek by hom aankom en sê, jy Peydeberg, ek gee my dag af. Maar dit was nie skelmtyd nie. Nee, wel. Jy kry nou so man, jy's nou graag 'n baie groot ondersteuner van die rugby en nou wil jy nou nie graag wegbly, jy weet. Nou kom jy met daai ding, as jy die môre ook inkom, die dokter was ou dokter Doman, as ek by hom inkom en sê hy vir my, seker nie jou rug vermoor nie. Sê ek, ja, dan gee my maar af. En hierdie wat die goed so in die trokke altyd uitgeval het. Julle het seker nooit gestop met julle trein en hierdie goed opgetel het. Nee, dat is een gevaarlijke ding geweest. Kijk. Gevaarlijke ding. Ek sê jou systeem wat het gebeur met ons. Maar ek stook nog. En Cochrane was, julle ken Cochrane. Cochrane is my drywer. En ons kom van vereniging af, ons is opteltrein. En ons kom daar presidentieel. Maar hier gaan 'n tyd verby, ons wag wat hy moet kry. Hy gaan verby, gaan na Johannesburg toe. Maar daar is een van hierdie mielietrokke wat oop staan. En op Cochrane staan met die voorman en gesels en die konnekteer. En sê, snaak, die idee wat so oop is, al die trokke se deure is toe, behalwe daai een. In alle geval, ons ry na rond, ons nie weggery nie, lê 'n boks goed. Kokke se maat spring af gaan al het, ek sê, nee. En so waar, 'n Cochrane klim af, en elke plek wat hy het, na rond is ons koolwa agter heeltemal vol. Ons kom daar op lolly, vol bokse. Kom op lolly, maar hy het op gasmeel, hulle weet, hulle sê, hulle so kom op lolly. Jy kom hier speeders. Ons sommer vat, hy sê, nee. Tel elke boks, maak seker dat elke boks toe is. En as jy klaar is, dan gee jy my wit en swart, dat alles was reg hier. Hy sê, dit sal die dag wees. Hy sê, dan vat julle dit nie, ek is die kaptein van die skip. Julle vat nie hierdie goed nie. Een woord oor die ander, hulle bedryf dan, bel bedryf sê na ja, julle moet doen, so die drywer sê, hy is magtig om het te doen, want daar kan goed wegraak. So gee hulle ons toe die briefie, dat hulle het nou alles deurgegaan, alles was reg. Maar daarna toe dink ek daarom, hoe makkelijk kon hulle hom doodgemaak het, man. Hoe makkelijk kon hulle hom doodgeskiet het, of doodgegooid of gesteek het met 'n mes, want hulle is nou daar om daardie goed te steel. Hulle is nou daar om te steel, ja. Nou,
gaan ek met daai was hy 12:44 en hy daai ou Bazaar trein wat in die nag Kroonstad toe Bloemending toe gaan. Nou ry ek daar by Lolly uit. En as ek by Lolly uitkom en daar die lokomotief begin gly, dan moet ek weet, daar is bries op die spoor. Daar kan ek maar weet, as jy op enige kom maar sê ek hulle gaan kyk daar. Jy kan nie glo hoe mooi het hulle daai seile gestrei nie. Hoe mooi het hulle daai seile gestrei met 'n messie. En na die tyd, terwyl ons ry, doen hulle daai ding. As smedel hy gries op die spoor. Ja, as jy spoed, dan jy kan nie wegkom. Hierdie oorlede ou Piet van Sail. Dus ek en ou Piet op die rangeer. Dus ons daar in Kajani, ja, die ou wat eerste klaar is, die gaan af, dan gaan haal hy daar onder by die kettlebanks. Gaan haal hy nou sy kom trokke. Jy weet die leertrokke wat hulle nou moet laai daar aan, ook Kajani. Maar, die aand is ou Piet voor my klaar. Maar jong, die dag het ons rugby gekyk en ek het amper nie geslaap nie. Ek dink nie, hier moet 'n plan met ons maak. Ou Piet is af, het ou Piet sand gegooi. Het ek die waste, veek hierdie kant se spoor, veek skoon, dan gooi ek 'n bietjie olie daar. Kom maar, die lokomotief, ek maak my nou klaar vir lekker slaap. Ja, ou Piet kom daar volgende ek kan hoor hoe brul daar die S-klas. Maar toe Piet hierdie olie vang, toe sê hy, dan weet ek, Piet is nou klaar, maar weer terugsit. Dan kry jy Piet weer terug. Nou gooi jy sand, nou kan ek maak weer. Kom op Piet daar. Dan Piet weer terug. As jy komt tot 2 uur. Kom maar bij Stijver. Je moet daar man helpen trekken. Dan laat my slaap ook weg. Maar as jy Piet moet geweet, dat ek daar, olie daar op koek uit de koek op de weg geweek. Jackie, jy het my dan so 'n boksie sweetie langs die pad kry so sweetie geëet nie. Nee, ek het dit nooit gevat. Ek het nog baie gekry, maar ek het nooit stil gehou en iets gevat nie. Nooit in my lewe nie, want jy het nie geweet of dit 'n trap is nie. Ek sal nooit vergeet nie, ek kom van Zeeras af. Ek was op pas fireman gewees en ek sien daar kom ouetjie aangestap met 'n blik. Ek dink ja nee, daar is hy. Jy gaan seker nou maar weer een of ander plek gaan jy nou maar weer ry. Kom hy sê, rustig sê ek moet opkom boontoe. En gaan op boontoe. Dis 'n jong drywertjie ook. In alle geval, die sê ek moet Zeeras toe ry. Ek sê nee, is reg. En ons ry. En die visser was die ou wat daar gewees het. Nou sit ek en dink, wat was die ouetjie se van, wat ek sal nou op sy van kom, wat vir my gestook het. Nou in alle geval, ons is Zeeras toe en ons kom terug. Maar ek sien toe daar van my zuster afry, toe sien ek, hier is so wat fort al langs my in die donker. En die drinkwater was hy van. En hy sê vir my, hy sê, hulle dag nou, wiekvisser is die drywer hier. Hy sê, hulle soek vir wiekvisser. Hy sê, my sien wees, is al onverklaar. Maar in alle geval, om 'n lang storie kort te maak, was in Koster in. En ek kom die konnekteur Appie van Rooyen. Hy sê vir my, Sakkie, hy sê, wie moes die drywer gewees het hier? Ek sê, wiekvisser. Hy sê, oh. Hy sê, hulle kom vraag van my wie die drywer, en ek sê, van die kerk, hulle sê, nie is onmoontlik, sien sy het al so getruis, jy weet. In alle geval, ons is daar weggespring, en ons kruis by Vlakdrif, en ek sê nog vir die assistent, ek sê, pas op hoor, drie plekje vat, ek sê, jy pad, sê, ja, hier kom hulle, 2-3 van die trokke, wat sy deure oop lê. Ek het daar af, en toe ek oor die knoppie sak, laat ek afsak daarna Siekmord toe. Toe hoor ek, ja, dat klap is skoot. Ja, dat klap weer is skoot. Tel hulle 5 skote. En ek sien naderhand, toe ek nou so afsak daar na die crossing toe, toe sien ek daar by iemand vlieg. Nou ja, wel. Hulle sê, any light will violently stop sit nou, hè. En ek slaat vast. Ek kom die speurder aangestap. Maar alle geval by Vlakdrif toe kom hy met my, toe sê hy vir my, jy moet vir wiekvisser waarsku van hom dit skiet. En toe ek oor die crossing gaan, toe sê ek, ja nee, hier slaat vast, maar ek stop in die van net so reg op die crossing. En hier kom hy aangestap, dus ek moet kom kyk of ek nie hierdie lyk ken. Ja, hy lyk vir my bekend, maar hy sê, dit nie wiekvisser nie, ek sê, nee, die versekering kan ek doen. Ek sê, dit is nie wiekvisser nie, ek sê, en ek wonder of julle vir wiekvisser ooit sal vangen, ek sê, hy is cute, hy is uitgeslaap.
Maar in alle geval, hulle het hom naderhand gevra om te bedank. Toe was dit 'n ou gewees, 'n venter van Westdene. Wat hulle die aand daar dood geskiet het. Maar is jy nou so wild? Is jy nou wildsbokkie getrap het? Nee, wel, ek het dit nooit getrap nie, maar dat ou Sakkie jou vertel toe hy vir my gestoken daar op daai trekker tussen Langlaagte en Bank. Ek het die meisiekinders baie goed geken daar, want ek was toe al langer op daai traject. Nou gaan ek met die meisiekinders en praat om te check ek het nou hierdie oupe dag Sakkie vernek, ek sê maar, ek wil, doe my guns, lê moet ook Sakkie aan. Nou, daai tyd was so Sakkie... Was hy nog nie getrouwd? Ja, hy was net kort getrouwd. O, hy was getrouwd? Maar ou Sakkie is vreeslik skaam, joh. Hy het net een oog en dit is vir sy vrou. Nou het ek die meisiekinders omgepraat en hulle sê, neem maar goed. Hulle speel saam. Ek kom daar by ou Sakkie, nu sit ek daar agter 'n ou dopie. En hulle maak hom tinte op van nou Sakkie. Hulle maak op van nou Sakkie. Nou Sakkie weet waar moet hy trap nie. Ons kry aflos daar op de Western area. Ek kom op, ek kom met my chef by. Weet jy wat, daar wie ek sê nee. Hy sê ek het gewend, die coach sy voet skywe oop, dat ek daar uitpas. Wat sê jy? Nou, hoe hij dat was daar ja, maar wel goed geweest. Toen zag je maar, je was zeker een jong bulletje geweest. Ja, ik zei daar vandaan. Toen gesjouwd je moet dan. Ja, zo net hij was dan net goed begraven. Ja, op alle gezien. Alle karjonderzoekers zullen wel niet betalen, daar is van dingen niet. Daar had ik daar aan een gezien dat daar ze vroeger beslammerde feest. Zodat je naar gebokter dan komt te slaan, dat moet je. Policeman maar vraagt vat, maar hoe meer die policeman vraagt, doen we heel leuk zijn voor hem. Dat is de spoorwegpolitie? Ja, het spoorwegpolitie nog. Hij deelde het nog spoorwegpolitie. Ja, je weet, net die stakje vertel man. Bij Jack Palmer stuk voor mij. Net die tijd is het nou, vandaag kan je bij enige wegcombinatie meer trokken. Maar die tijd man, is alles uitgeblokt. Tekdop is uitgeblokt. Dan kom ik daar bij Frederikstad. En dan wees je mij, ik mag slapen, niet geblokt. Chef uit Jack is goed 12 uur die dag, wat te warm. Ja, je weet al, bij de rechterkant dus moest zo'n klomp graf te raar. Ik zei voor hem, Jack, ik ga nu daar onder die koetenboom liggen, met de boek, maak je alles vol hier en dan komt ze lui je ook daar. Daarom in die koeten, want de locomotief is bij warm. Man en ek leer me die boek nou, dat ek 'n lekker klip gevat en 'n stuk wijs boven die klip en dit is nou jou vraag van dag per dag kan ek nie so ek was sagte kussing moet daar wees of sou kan ek nie slaap nie. Daai tyd slaap ek sommer op 'n klip. Alle geval. Nou lê ek daar op my rug en nou Jack Palmer sê, "Daar stil, moenie roer nie." Ja, stil, ja, dit gaan aan. Maar ek my oë so kyk te sien hier sê die slang nie verby my. Ek het die onder 'n klip daar aan en sê, "Raai daai slang is weg." Hier spring daar op, hoor jy daai skoene wat ek aan gaan, dat is so stekkies. So maak ek braai En ek dink ons kan seker die hele nag vandag nog gesels, maar een of ander tyd moet ons seker dan nou vir julle almal sê baie dankie. Pieter af van jou kant baie dankie vir die lekker aand. Om daar weer, ek hoop dit is nie die laaste keer wat ons gaan kuier nie. Daar gaan beslis 'n volgende keer weer wees en baie dankie vir die aand saam met ons gespandeer het om Sakkie. En dit was regtig lekker om hom weer hier te hê. Dankie vir. En ons gaan beslis 'n volgende geleentheid reël. Piet van jou, my kant af ook vir jou baie dankie. Ek dink wanneer ons op die einde van die dag na die video kyk, kan ons weer een aand lekker kuier. En vir almal sê baie dankie vir julle wat ook vanaand hier was. Van my kant af baie dankie. Baie dankie vir almal se samewerking om die aand 'n sukses te maak. En geniet die aand verder. Baie dankie.